Maar ons is nou besig met ons preekreeks Evangelie onbeskaamd. En hierdie preekreeks gaan basies oor die fokus op wat die evangelie, die ware evangelie is. Want ons het met verloop met tyd en almal van ons is skuldig, hak ons 'n ander evangelie aan. Ons begin aan ander goeders glo en Paulus skryf so duidelik, veral gaan nou 'n bietjie uitbrei oor Romeine, maar Romeine skryf hy duidelik, hoe lyk hierdie evangelie? En almal van ons het die evangelie nodig, al is jy gered, al het jy al Jesus aangeneem, moet ons die evangelie verstaan, want ons moet dit ook uit kan leef. So dis net meer as wat jy daar sien, dis dieper. En ja, ek gaan vandag die evangelie met julle deel, en ons het lekker Paasnaweek gehad, ek hoop julle het ook, maar hierdie Paasnaweek is net amazing, want dis hierdie tyd waar ons regtig op Jesus kan fokus, en dit wat hy gedoen het, die feit dat hy opgestaan het, en dis presies wat die gospel is, né? Die gospel is die goeie nuus, die evangelie is die goeie nuus, dat Jesus af aarde gekom het, God af aarde gekom het as mens, en hy het die lewe gelewe, wat ons moes gelewe het, en hy het die dood gesterf, wat ons moes gesterf het. En hy het opgestaan na 3 dae. Hoe mooi is dit nie? Hy het opgestaan, en hy het vir ons die voorreg gegee, die gawe gegee, redding as redding, en ook vergifnis van sonde, vir elkeen wat dit glo en homself bekeer. Hoe mooi is dit nie? En dis die goeie nuus. Ek moet eintlik nou klaarmaak en sê, kyk, dit is nou klaar, maar ons kan so 'n bietjie meer dieper ingaan, maar wat beteken die woord evangelie? Die woord evangelie beteken euangelion. Euangelion. Maak nie saak nou jy dit uitsê nie, maar wat is dit? Dit beteken, die beteken goed. Goedheid, hè? So, en die evangelion beteken boodskap. Dis die goeie nuus. En dis presies wat evangelie is. En daai Griekse woord word gebruik in die ou tyd, waar 'n goeie voorbeeld was wanneer daar oorlog was en een koninkryk het gewen. Dat iemand regtig met 'n tipe van 'n luidspreker in die dorp of in die stad ingehardloop en gesê, ek het goeie nuus, ons het gewen. En dis waarvan daai woord kom, en dis presies wat ons doen. En dis hoekom ons evangeliseer. Dis waar die woord evangelie, evangelisasie vandaan kom. Dit beteken om die goeie nuus te verkondig. So dis wat die woord evangelie beteken, en ons het die voorreg om die evangelie aan te neem en ook die evangelie te verkondig. En my tema vandag is, en dis 'n vraag, watter evangelie hang jy aan? Watter evangelie hang jy aan? Dit gaan ons bietjie laat dink oor ons lewens en wat ons glo. Kom ons sluit ons oë en dan bid ek vir ons. Here, dankie vir oggend. Here, dankie dat ons die goeie nuus kan deel, maar dat ons ook die goeie nuus kan bestudeer, en dat ons kan dieper delf aan die prys wat U betaal het, en te kan sien hoe wonderlik dit is, Here, en te kan bestudeer, Here, hoe is dit van ons tot toepassing? Wat moet ons aanneem? Hoe werk dit? Wat moet ons glo? Here, ek bid, Vader, dat ons vandag hier sal uitstap, veral na hierdie preek, dat ons nie meer de mekaar sal wees in wat ons glo en sal twyfel wat ons glo nie, maar dat ons meer sal 'n vaste geloof sal hê in wat glo ons regtig. Here, want die evangelie wat ons glo gaan bepaal hoe ons lewe en hoe ons die evangelie verkondig. Here, en ek bid, Vader, dat U ons sal wys. Niemand van ons is perfek nie en het die perfekte teologie nie. Maar ek bid, Vader, dat U vir ons sal wys, Here, hoe lyk hierdie ware evangelie, hierdie goeie nuus wat U vir ons gegee het, wat ons die voorreg het, wat ons het om aan te neem, en wat ons kan vrymaak, Here, en wat ons kan verlos van die duisternis, van die donkerte, dat ons kan U kan volg, en dat ons soos U kan raak, Here, dat ons soos U kan lewe, Here. En ek bid, Vader, dat U ons oë sal oopmaak, Here, oor wat is die evangelie, Here, en ons sê net vanoggend net weer eens,
Dankie, Here. Dankie vir die prys wat U betaal het, Here. Dankie dat ons die voorreg het, Here, om U te ken, Here. Dankie vir die skrif, Here. Dankie vir die woord, Here, dat ons U kan soek in die woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil begin vanoggend met 'n storie, en dit is ek weet nie of hierdie storie die waarheid is nie, maar ek het dit al gehoor. Het gaan oor hierdie man wat eendag uitgegaan het, en hy het gaan kuier, en toe hy nou klaar uitstap, toe kyk op sy horlosie, toe so 2:00 die oggend, een of ander rede, ek dink hy is bang gewees vir sy vrou, en hy het besluit, hy gaan in 'n kerk inloop. Ek weet of dit goed of sleg vir hom was nie, maar hy het daar in 'n kerk ingegaan, en toe hy binne die kerk inkom, toe is hy heel verward, en hy weet nie wat hy soek nie, en hy dink toe, okay, maar kom ek loop op na die trappe wat na die klok toe gaan. En hy loop op, en hy gaan op, en daar val hy. En hy struikel, en hy val. En soos hy val, gryp hy die kerk se klok se tou, en daar hang hy. En dit maak 'n massive geraas, ding dong, ding dong, ding dong, soos weet 'n kerkklok kan maak, en die hele dorp hoor dit. Die hele dorp is bewus van, is iets aan die gang by die kerk. Van die mense het gedink daar's oorlog, van die mense het gedink dis verby, dis dalk die rapture of iets. En almal gaan na die kerk toe, en daar sien hulle hierdie man wat aan die kerkklok se tou hang. En baie van ons is soos daai man. Ek wil amper sê almal van ons is soos daai man wat aan 'n tou hang of aan iets hang. En die vraag vandag is, watter evangelie hang jy aan? Waarin glo jy? Paulus skryf 'n dringende opdrag in Galasiërs 1 vers 6 tot 7. Hy sê die volgende: Dit verbaas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig geword het en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. So Romeine en Galasiërs is baie dieselfde skrywer Paulus, maar hy skryf baie dieselfde boodskap. En hierso begin hy in Galasiërs 1, en hy maak hierdie stelling, en hy maak hierdie opdrag, en hy is bekommerd want daar's mense wat 'n ander evangelie aanhang. En hy sê, as jy nou aanlees, sê hy 2 keer, vervloek is die een wat 'n ander evangelie aanhang of die evangelie verdraai. Hy sê vervloek is julle 2 keer. So hierdie is 'n dringende boodskap wat Paulus vir die Galasiërs gee om te sê, hey, dis belangrik, dis regtig belangrik oor watse evangelie, watse goeie nuus jy moet aanneem of moet glo. So daar's verskillende evangelies. Ek is 'n paar, hierdie is 5 wat net dadelik by my opgekom het. As jy daar kan kyk, verskillende alternatiewe evangelies. Dis die wettiese, die intellektuele, hypergrace, die voorspoed, moralisme. Dis evangelies wat mense aanhang. Wat is die wettiese evangelie? Die wettiese evangelie is dat jy moet letterlik die wet doen. Jy glo Jesus het aan die kruis gesterwe, maar jy moet die wet doen. Al die wette. En as jy die wette nie doen nie, dan verloor jy basies jou redding, of jy is nie geregverdig deur God. Wat is die intellektuele evangelie? Die intellektuele evangelie is dat dit gaan, hoe meer jy weet, hoe meer jy die Bybel bestudeer, hoe meer jy swat, hoe meer graad jy het, hoe meer jy dieper indelf, gaan jy vrykom, gaan jy gered word. En ons weet dit is 'n leuen. Wat is die hypergrace? Wat is die hypergrace? Die hypergrace teologie sê dat omdat God vir ons gesterf het en is alles genade, beteken dit dat ons nie hoef te berou te hê oor ons sonde nie. Met ander woorde, as ons sondig, is dit okay, Jesus het gesterwe en dis fyn, ons kan net aangaan.
Ons hoef nie berou te hê nie. Ons hoef nie te sê ek vat verantwoordelikheid van dit. So dis daai wete van ag, dis okay. Here het gesterf, so ag kom ons doen dit sommer net weer. Ag, en as ons dit weer doen, is dit okay. So ons weet daar's 'n mate waarheid daarvan, maar dis 'n baie fyn ding om te sê, okay, dis okay. Want ons moet, dis belangrik hierdie topik, want die oomblik as ons sondig en ons het nie berou oor ons sonde nie, en ons vra nie vergifnis nie, ons bekeer nie van dit nie, wat beteken dit dat Jesus op die kruis gesterf het? So, yes, God se genade is groot, dit beteken as jy verkeerd doen, as jy sondig, en jy het berou daaroor en sê, Here, vergewe my, dit wat ek nou gedoen het is nie reg, dan is God se genade groot. So dit gaan oor daai ding van hypergrace is okay, God se genade is so groot, en ons weet dit is groot. Ek wil nie stry daarmee, want anders is dit nie genade nie, né? So genade is groot, maar dit beteken nie dat jy net kan doen wat jy wil en nie berou het vir wat jy doen nie. So dis maar wat die hypergrace glo, is dat jy kan maar net aangaan. En dan sit die voorspoedteologie. Nee, wat is die voorspoedteologie? Voorspoedteologie is die prosperity gospel, wealth and health. Dit gaan oor dat hoe baie jy gee, of hoe baie goeie werke jy doen, en hoe jy gehoorsaam is, gaan beteken hoe baie God jou seën. En dan die moralisme, as ek meer vandag op hom fokus, is moralisme is die goeie werke gospel. Dis 'n prestasie gospel. Dit beteken dat jy moet goeie goeders doen, die regte goeders doen, nie noodwendig die wet nie, maar jy moet die regte goeders doen, en dan gaan jy gered word. Dan gaan jy regverdig word, en dan is jy okay. So dis die verskillende, en daar's baie sulke evangelies, en baie van evangelies is van daai, maar ek het nou net, dis het dadelik net opgekom toe ek voorberei het. So, kom ons kyk wat Paulus sê oor die evangelie. Romeine 1 vers 16 tot 17. So almal ken hierdie stukkie wat sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Kom ons stop net daar. So, dis waar hierdie hele reeks se naam gebore uit is. Onbeskaamd. Ons moenie skaam wees vir die evangelie nie. En as ons weet wat die evangelie is, dan kan ons met vrymoedigheid die evangelie deel met ander mense. En Paulus was nie skaam nie. Hy en dis basies wat die evangelie is, né? Die goeie nuus, evangelion, wat beteken daar's 'n boodskapper wat uitgaan en die goeie nuus verkondig, en dis hoe ons moet wees. Né? Ons moet kan met vrymoedigheid kan bold wees buite ons, want ons is hierso, is dit mos nou maklik om die evangelie te verkondig of die goeie nuus of te kan worship. Maar as ons hier buite uitstap, né, en dan is dit baie anderste. So kan ons dit doen daar buite, né? Kan ons dit doen in ons werk? Kan ons dit doen? Dis net 'n vraag. En dan gaan ons aan met die skrif wat sê, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe, waar die regverdige sal uit die geloof lewe. So, om te begin, dis die krag van God tot redding. Dis wat die goeie nuus is. Deur elkeen wat glo. So beteken dit dat ons nie moet doen nie. Ons gaan nou daarby uitkom. Nee, maar jy word gered deur om te glo. Jy word nie gered deur om te doen nie. So dit gaan oor om Jesus aan te neem, om te bely, Jesus, ek neem jou aan as my saligmaker, as my verlosser. En ek glo wat jy gedoen het aan die kruis. Dit is wat het is om te glo. Om te glo Jesus is die seun van God, het opgestaan. Dis geloof, dis glo. Om te weet, dis wat Jesus gedoen het. En ek glo dit. So dit is wat ons red. Want die regtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Maar die regverdige sal uit geloof leef. So ek wil so bietjie net inzoom op die woord geregtigheid, want ek dink hierdie woord
kan bietjie of verkeerd geïnterpreteer word. Die woord geregtigheid sien ons in Romeine 5 vers 17 en dit is baie maklik om te onthou want ons het nou Romeine 1 vers 17, 16 en 17 en dan 5 hoofstukke aan. Romeine 5 vers 17, dan lees ons hierdie volgende. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. So, om net konteks te skep, so ons gaan nou 'n bietjie dieper gaan in hierdie skrif, maar ons moet verstaan, Paulus skryf vir die Romeine, hulle is Christene in Rome. En Paulus was nog self nie in Rome nie. As jy gaan studie doen, hy was aan die einde van sy lewe, maar toe hy die brief geskryf het, was hy nie in Rome nie. So hy weet van hierdie Christene en hy ken sekere mense in hierdie dorp en hy wil vir hulle die waarheid skryf. Hy wil vir hulle die evangelie skryf. En dis hoekom as jy 'n bietjie navorsing gaan doen, hulle sê teoloë sê die boek van Romeine is die duidelikste. In Engels the purest, die suiwerste evangelie. Want hy verduidelik hom van die begin tot die einde. En as jy 'n studie gaan doen, is eintlik baie ek kan die woord sê cool, insiggewend, is dat die hele boek Romeine, as jy dit gaan opdeel, die eerste 3 hoofstukke gaan oor oordeel. Dit gaan oor hoe ons kort kom. Dit gaan oor waar mense se harte eintlik is. En dan hoofstuk 4, 5 en 6 fokus op genade. Dit fokus op die feit dat dit wat Jesus gedoen het, die prys wat hy betaal het, die geregtigheid wat ons ontvang. Romeine 5 vers 8 is so mooi wat sê dat ons almal sondaars en toe ons nog sondaars was, het God, Jesus, het aan die kruis gesterwe. Hoe mooi is dit nie? So, dis God se liefde, en dan gaan jy hoofstuk 7 en 8, hoofstuk 7 praat meer oor die wet, en dan hoofstuk 8, goeie nuus, begin die goeie nuus kom, dit is die werking van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees. Dit sê daar dat ons, die krag van die Heilige Gees is die gees van aanneming, hy neem jou aan, hy roep uit, Abba Vader. En dis ook in vers 16, Romeine 8 vers 16 wat sê, die Heilige Gees getuig met ons gees, dat is kinders van God. En dan 3 hoofstukke, 9, 10, 11, praat oor die plan wat God het vir die Jode. En dan hoofstuk 12, ons almal ken hoofstuk 12, né? Dat ons moet ons denke vernuwe. En praat daaroor, wat is worship, wat is aanbidding? Dat ons lewe moet gee as heilige offers. So, dis so mooi, hy begin hoe ons kort kom, en dan begin hy, wat het Jesus gedoen aan die kruis? En dan, hoofstuk 12 tot 16, praat eintlik ook maar, hoe lyk die lewe van 'n Christen? So, dis basies wat Paulus geskryf het, ek wil net 'n opsomming gegee het van die boek van Romeine. So, as hy daai skrif sê, as hy sê, wat as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, wie is daai een? Daai een is Adam, né? Dis Adam, dis die eerste Adam. En die groot vraagteken wat almal het, hoekom is daar sonde? Hoekom is daar boosheid? Dit kan ons antwoord in hierdie skrif, as gevolg van Adam. So, en dan kom die goeie nuus uit, dankie tog, daar is die goeie nuus. Die goeie nuus is, maar Jesus, die volgende Adam, nee, heel laaste stukkie staan daar, heers. Wie wil heers? Nee, ek dink almal van ons wil heers in die lewe. Maar jy kan sleg heers as jy Jesus aanneem en as jy verstaan wat Jesus aan die kruis gedoen het. En deur die feit dat Jesus gesterf het aan die kruis, kan ons 2 goed ontvang. En daai 2 goed is die oorvloed van die genade. Soos deur die genade van God dat Jesus in jou plek gesterf het. Ons moes aan die kruis gehang het. Ons moes daar gehang het. Maar Jesus het dit gedoen vir ons. Wat is genade? Genade is God se onverdiende guns. God se onverdiende guns.
Dis God se genade. Ons verdien dit nie. Ons verdien nie dit nie. Maar God het sy seun gestuur om daai, ek wil in die Engelse woord punishment gebruik. Punishment op hom gesit. Nee, dis die evangelie, dis die goeie nuus. So ons ontvang die gawe van geregtigheid. Wat is dit? Die gawe van geregtigheid, en hierdie is belangrik en ek wil 'n bietjie daarop fokus. Wat die woord geregtigheid, wat beteken die woord geregtigheid? Die woord geregtigheid beteken, ek wil amper sê, die standaard van heiligheid. Die woord geregtigheid beteken dat niemand van ons kan geregtigheid wees nie. Net God is righteous. Hy is regverdig. As gevolg van die feit dat Jesus op die kruis gesterf het, kan ons sy geregtigheid ontvang. Mooi is dit. So dit is wat geregtigheid beteken. So in die Ou Testament sê jy baie hoor, jy moet geregtigheid, you must live righteously. Okay, almal het dit kort gekom. Niemand kon dit doen nie. Maar as gevolg van Jesus kan ons sy geregtigheid ontvang. So dit raak nie nou, ons ontvang dit nie deur wat ons moet doen nie, ons ontvang dit deur om te ontvang, om dit te glo. En dit is die gospel. Dis die goeie nuus. Ons ontvang dit deur te glo. En met ander woorde, dis om die gawe van geregtigheid te verstaan, is dit, hoe sien God jou? God sien jou as jy hom aangeneem het, sien hy jou as 'n kind, as 'n seun of 'n dogter. Jy's nie meer 'n slaaf nie. So wanneer ons die gawe van geregtigheid op ons aanneem, beteken dat we standing with right standing with God. Ons word gesien as regverdig. Nie oor ons eie dade nie, as gevolg van wat Jesus gedoen het. En met ander woorde, dit gaan eintlik oor aanvaarding. So nou word jy aanvaar. Nie deur jou eie werke nie, maar deur Jesus wat hy gedoen het. Nou word en alles gaan eintlik oor aanvaarding. En dis hoekom hierdie vir my so belangrik is dat ek nou daarop wil klem plaas, is want ons haal ander evangelies aan, of ons hang dit aan, omdat ons nie hierdie verstaan. Want as ons verstaan dat ons God se geregtigheid kan ontvang, gaan ons nie ander goeders aanhang nie. Ons gaan nie ander goeders glo nie. Dit is die belangrikste. Dis hoekom iemand wat jonk bekeer is, of wat bekering gekom het, is die eerste nuus wat jy hom moet sê, is hierdie volgende, is daai. Want as ons nie dit verstaan nie, dan gaan ons weer in werke gaan. Want 'n onvolwassene Christen, se siklus is, ek het Jesus aangeneem, jippie, dankie, dis great, en dis wat hy glo, en dan doen hy iets verkeerd, wat glo hy dan? Nee, ek is nie meer gered nie, nee, ek is nie goed genoeg. Nee, ek moet maar nou weer na die pastoor toe gaan, ek moet nou my sondes vergewe, en ek moet nou weer Jesus aanneem. Leuen. Ons weer is 'n leuen. Jy word gered deur jy glo, en as jy dit glo, dan gaan jy anders te begin leef. Hoe mooi is dit nie? Die oomblik as jy glo, jy's 'n kind van God. Ons almal ken daai illustrasie van die skoenlapper, en ek het dit al gesê, die skoenlapper en 'n vark. Né? 'n Ongeredde persoon wat nie Jesus aangeneem het nie, is 'n vark. Iemand wat Jesus aangeneem het, is 'n skoenlapper. Okay? Hoe oulik is dit nie? En hier vlieg die skoenlapper daar by die varke. Hy speel daar 'n bietjie en hy moet nie daar wees nie. Maar hy's nou tussen die varke en daar boem, val hy in die modder. Vol modder. En hy kry dit reg en hy vlieg vol modder en daar gaan die skoenlapper weg. Wat is die skoenlapper? Is die skoenlapper 'n vark of is hy 'n skoenlapper? Hy's 'n skoenlapper, okay? So wanneer ons Jesus aanneem, moet ons die term sondaar een kant toe skuif. Jy is nie meer 'n sondaar nie. Al is daar dalk sonde in jou lewe, jy is nie meer 'n sondaar nie. Jy's geregverdig. Jy het Jesus aangeneem. Daai is belangrik, né? So almal van ons wil aanvaar word, né? Ek gaan nou, hoe ouer ek raak, het ek gedink ek gaan daai aanvaarding ding, jy weet, ek gaan mos nou die mooi woorde, I'm gonna be mature. Ja, ek gaan volwasse raak en ek gaan nie meer so insecure wees nie. Maar daai aanvaarding ding kom altyd terug.
kuier bietjie vir jou ma en pa, dan wag jy heeltyd dat hulle vir jou sê, "Yes, maar jy doen goed. Yes, maar well done." So elke keer as ek na my ouers toe ry, sê ek vir Sofia, ek gaan net niks verwag nie. Ek gaan nie verwag dat ek enige iets gaan hoor by my pa nie of my ma nie. En dit klink dalk nou, "Yes, maar Apie, jy moet groot word." Almal van ons is so. Almal van ons wil hoor hoe goed is ons. Almal van ons wil hoor, "Yes, maar jy het dit gemaak. Yes, jy doen goed. Yes." Almal van ons wil hoor, "Yes, jy's geliefd." En as ons die gawe van God, die gawe van onregtigheid ontvang, geregtigheid, ontvang jy daai pakkie wat heeltyd oor jou hang en sê, jy is okay. Die Here is lief vir jou. Jy's uniek, jy's spesiaal. Jy's God se oogappel. Jy is meer werd as 'n mossie. Dis wat God oor jou sien en oor jou spreek wanneer jy die gawe van geregtigheid ontvang. So almal van ons wil aanvaar word. So die beste nuus wat jy vir iemand kan sê, jy is aanvaar. Jy belong by God. Nie deur jou eie dade nie, maar deur dit wat Jesus gedoen het. So wanneer ons nie hierdie deel van die evangelie verstaan nie, begin ons 'n verkeerde of 'n alternatiewe evangelie aanhou. Dis, ek wil amper sê Engelse woord weer, ek praat baie Engels vandag. Ek het min Afrikaans voorberei. It's given. As jy daai nie verstaan nie, gaan jy aan 'n evangelie begin aanhou. En een van daai evangelies is moralisme. Moralism. Wat beteken dit? Moralisme beteken dat jy heeltyd in prestasie moet wees. Jy doen heeltyd. Jy's heeltyd nie goed genoeg in God se oë nie, so jy glo dit, so wat doen jy? Jy wil heeltyd presteer. Jy raak later 'n fake Christen. Want as jy ander Christene sien, dan sê jy soos, wag, ek kan nie vir hulle kan nie weet dat ek nie vanoggend my Bybel gelees het. Jy weet, hulle kan nie weet dat ek nou gisteraand gedoen het nie. So ek moet maar nou perfek wees. En dan kom ons hier in die kerk ingestap, perfek, jy weet. Amper soos ek, met skoene, jy weet, uitgeknip, jy weet, kom hier in, alles is net perfek. Daai is moralism. En ons moet teen daai ding gaan, want die oomblik as ons daartoe gaan, beteken dit eintlik dat jy sterf eintlik vir Christus weer. Jy sê eintlik, ag, dit wat jy gedoen het aan die kruis is nie genoeg nie. So ek gaan nie maar jou net weer sterf. Jy moet maar weer in die kruis. En nee, ons moet glo wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het en ons moet die gawe van geregtigheid ontvang. En dan wanneer ons verkeerd doen, moet ons met eerlikheid en berou, met goddelike berou, goddelike berou, na Jesus toe gaan en sê, Here, vergewe my. Ek het nie reg gepraat met my vrou nie. Ek het nie reg gepraat met my kinders. Vergewe my. Wat gebeur dan? Dan moet jy daai ding afskud en sê, kyk, ek is klaar. Beteken dit dat as jy dit nie doen, dat die Here jou nie vergewe nie? Dis nie wat ek sê nie. Maar dit gaan oor daai ding om te erken, ek is verkeerd. En dit wil ons nie doen nie. Ons is te trots, ons wil nie sê ons is verkeerd nie, veral voor ander mense, ons wil nie sê, jy's maar ons kom kort. Almal van ons kom kort van die heerlikheid van God. En daarom moet ons daai hart hê waar ons sê, Here, ek is verkeerd. Ek is nie 'n sondaar nie. Ek is u kind, maar ek het verkeerd gedoen. Verkeerd gedoen, vergewe my. Daar's 'n verskil tussen goeie advies en goeie nuus. En hoekom ek dit sê is dat goeie advies, as iemand vir jou sê jy moet iets doen, goeie advies is wat moet nog gebeur. Goeie advies is iets het nog nie gebeur nie, iets moet gebeur. Jy moet, Wat is goeie nuus? Goeie nuus is daar het iets gebeur, Jesus het vir ons gesterwe. Goeie advies aan die ander kant weer, wat is dit? Goeie advies is, jy moet dit doen. Jy moet daai doen. Wat is goeie nuus? Die goeie nuus is, Jesus het dit gedoen. Hy het aan die kruis gesterwe vir jou. Dis 'n mindset ding. Goeie advies sê, jy moet doen, wat sê hierdie kant? Jy moet glo.
Jy het geloof nodig. Jy reageer deur die goeie nuus, deur vrees. Iemand sê vir jy moet daai doen, wat doen jy? Nee, jy sê ek kom kort. So nou is vrees die ding wat jou dryf en sê jy moet nog daai ding doen. Wat is aan die ander kant? Goeie nuus sê is nie vrees nie, maar jy reageer deur die goeie nuus deur geloof. Die feit dat Jesus lief vir jou is. Goeie advies is wat iemand vir jou sê wat jy moet doen, dis instruksies. Goeie nuus is nie instruksies nie, dis 'n aankondiging wat jy moet glo. Jy moet dit glo. Goeie advies is wette en is riglyne en dis goeders wat vir jou sê jy kom daar kort. Goeie nuus is nie dit nie. Die fokus is Jesus. Fokus is Jesus. Galasiërs 3 vers 1 tot 3. My laaste skrifgie sê: Is julle dan sonder begrip? Wie het julle verstand benewel? So Paulus skryf met hierdie selfde Galasiërs. Hy's bietjie vies vir hulle. Hy sê: Waarmee is julle besig? Wie het vir julle iets, want hy praat van die verstand. Iemand het iets vir julle gesê wat julle verkeerd glo. Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip, julle het met die Gees begin, wil julle dan nou in julle eie krag eindig? So wat sê Paulus hier? Wat beteken dit as die woord eindig? Nou eindig julle in julle eie krag. Wat bedoel hy daarmee? So hulle het die goeie nuus ontvang, die evangelie is aan hulle verkondig, hulle het Jesus aangeneem, hulle is vrygemaak. En toe kom daar mense en sê vir hulle, julle moet julleself besny. Julle moet daai doen. Julle moet op daai dag dit doen. Julle moet goed gaan offer, wat ek dit mag wees. So daar's klomp goed vir hierdie Christene gesê en toe Paulus weer daar aankom en hy sien wat hierdie Christene doen, hy soos verstaan nie dit. En die fokus hier is die Heilige Gees. So die Heilige Gees kom woon in jou, né? Romeine 8. Ons is kinders van God. Die oomblik wanneer ons Jesus aanneem, né, dan kom woon die Heilige Gees in jou. Yes, daar's nog die doping van die Heilige Gees, al daai goed, maar die Heilige Gees kom woon in jou as jy gered is. As jy glo, kom lewe jy binne jou. En dit het goed begin, né? En toe eindig hulle in die vlees. Nie deur die Heilige Gees nie, maar hulle eindig deur die vlees, deur goeie werke, dit wat hulle nog moet doen. So wat beteken dit? Dit beteken dat jou werke red jou nie. Dit help nie begin in werke ingaan nie. Dis die feit dat jy Jesus volg en 'n verhouding met hom het en dat jy hom aanneem wat jou red. Maar wat beteken hierdie skrif nie? Beteken dit dat ons nou net kan doen wat ons wil? Nee, dit sê dit ook nie. So die probleem is die redding ding. Mense dink as hulle nie begin doen nie, dan gaan hulle redding verloor. En daai's 'n leuen. Maar ons dade, ons vrug is gekoppel in dit wat ons glo. En as ons glo Jesus is die redder, hy het opgestaan en ons glo dit. En ons bou 'n verhouding, gaan ons dade dit wys wat ons glo. En dis waar die sê ding kom van die vrug van 'n boom. Jy kan na 'n boom kyk, kan jy sien. Hierdie moet 'n appelboom wees. So daar moet ten minste dan appelvrug wees. En jy kan sien, is die boom gesond? Is dit groen? Is die appels rooi? Maar hierdie is 'n gesonde appel. Hoekom? Want hy weet wie hy is. En daarom leef hy dit. So dis duidelik, dis maklik. Wat glo jy? Want as jou vrug dit wys, opregte vrug dit wys, dan weet jy, maar hierdie ou is gered. Dis hoekom jy in 'n ander land kan instap en jy kan in iemand se oë kyk en sien, maar hierdie ou of hierdie dame is 'n kind van God. Jy kan dit sien. Dis Jesus wat binne daai persoon lewe en dit word van binne af uitgestraal. En dis waar die inside out transformation, die van binne na buite transformasie teologie
Ons word nie van buite af binne verander nie, ons word van binne af buite verander. Die Heilige Gees is binne ons inner being, né? Ons binne mens, né? Ons inner mens. Weet jy hoe sê mens dit? As jy Jesus aanneem, kom leef die Heilige Gees hier binne jou en dit verander jou van buite af. Nie van buite af binne toe nie. In moralisme verander jou van buite af binne toe. So as ons regverdiging, geregtigheid verstaan, dan gaan die heiligmakingproses kom. Heiligmakingproses is nie eerste nie. Dis eers die geregtigheid van God wat jy ontvang, dan verander die Here jou na die gelykenis soos Jesus. Hy doen dit. En dan word jy volwasse en jy groei. En dan eendag as jy dood is, dan is jy verheerlik. So daai teologie 2 Korintiërs 3 vers 16 tot 18. So dis eers geregverdigheid, heiligmaking en dan verheerling. Eendag gaan ons verheerlike liggaam hê. Nie op aarde nie. Ons is nog besig met die heiligmakingproses. Ek wil afsluit met hierdie gedagte dat ons het nou gehoor, ons weet van hierdie een man wat aan die klok se tou gehang het. Maar daar's 'n ander persoon, Jesus, wat aan die kruis gehang het. En as gevolg van die kruis hoef ons nie in enige evangelie aan te hang nie, maar ons kan net hom aanhang. Ons kan net hom glo, ons kan hom net in hom fokus wees. En dis waar verhouding vandaan. As ons 'n verhouding met Jesus, met die Heilige Gees, met ander Christene, glo ek regtig met die woord, gaan ons by die ware evangelie uitkom. Baie alternatiewe evangelies word gebore in en deur isolasie. Wanneer ons agtertoe deure 'n evangelie sien of jy lees 'n skrif en jy dink jy's maar hierdie is die evangelie. En as jy dit nie deel met iemand anders nie, dan raak dit net nog 'n evangelie en dit raak 'n teologie en ons moet die skrif in konteks lees. En doen 'n guns, lees Romeine, lees Galasiërs, word baie mooi uiteengesit. Kom ons sluit ons oë en dan bid ek vir ons. Here, dankie dat U vir ons die voorreg gee, Here, om U te ken, Here. Here, U sê in Matteus 7 dat daar's sekere mense wat gaan uitroep, Here, Here, het ons en al nie geprofeteer nie, het ons nie hierdie dade gedoen nie, hierdie goeie werke, en het ons nie vir mense gebid en gesiekes genees nie, maar dan sê U, gaan weg, ek ken julle nie. Here, ons wil U ken, Here. Ons wil nie staat maak op ons werk nie, op ons prestasies, op al hierdie dinge. Here, ons wil selfs nie eers fokus op hoe ons kort kom, Here. Want ek weet, Here, almal van ons het daai deel van ons kom kort. En ons fokus dan op dit, Here, en ons vra, Here, dat U die fokus daar weg sal vat, Here, en dat ons die fokus op die kruis sal sit, Here. Dat U die kruis gedoen het en die feit dat U opgestaan het, dat U lewe, Here, en dat ons vryheid het in dit, Here. Dit alleen, Here. Nie 'n metode nie, nie werke nie, nie goeie advies nie, maar die goeie nuus, Here, dat U vir ons gesterf het, Here. Dankie vir dit, Here. Here, mag ons hierdie boodskap, Here, die evangelie, mag ons dit verkondig, Here. Mag ons dit met 'n luidspreker verkondig, Here, vir mense wat dit nog nie gehoor het. Ek bid vir dat U vir ons sal help, Here. Here, hoe selfsugtig is dit, Here, as ons as Christene hierdie goeie nuus weet en hoor en ons studeer en ons doen al hierdie goeters en ons onderstreep ons Bybel en ons oor hierdie openbaring, Here, maar ons deel dit nie met ander, Here. Here, ek bid Vader dat U ons sal help, Here. Here, vergewe ons, Here, waar ons as ons skaam is vir die evangelie, Here. Vergewe ons. Here, ons wil dit met vrymoedigheid deel, Here. Dankie Jesus, Here. Ons loof en prys U naam.
U is 'n goeie God. U is almagtig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.